Sê, kom ons begin by jou. Jy het nou al lank met jy baie gery. Jy het my al vertel van so 1 of 2 noue omkominge wat jy nou al deur was. Vertel ons van jou ongelukke, 'n ongeluk dat jy miskien self by was, gesien het wat dan miskien verloop het. Hoe gevaarlik fietsen kan wees, waar die liefde, hoe jy hom behoort te hanteer. Ja, dit is baie kort maak. Groot geword op 'n plaas, groot geword op scramblers. Dit is wat ons maar daai tyd gedoen het. Eerste superbike was 'n MB550. It's just 'n stukkie kak. Maar ja, dit was die eerste padbike wat ek gehad het. En en van toe met superbikes my hele lewe lank ek het Fireblades, S1000s, Hayabusas, Blackbirds. En toe het ek in 2002 die Outeniqua pas was maar soos vir ons 'n reistrek daai tyd gewees. Anders as vandag. Daai jare, ons praat nou van die middel 90s, laat 90s, dus die tye was anders. So ons het elke Sondag opgegaan, vat 'n paai en 'n pink melkie en dan gaan jaag ons op en af in die pas en goed. So dis waar dit begin het. En dan natuurlik, jy weet daai tyd dan jy druk altyd 'n bietjie harder en jy druk 'n bietjie harder en toe my eerste groot ongeluk was daar gewees 2002 op 'n Fireblade. Dit verloor daar 'n low side gekry een van die draaie. 2 maande so in die hospitaal, seker so 13 bene gebreek op die eerste ene. En baie ribbreuke en goed. Dit is baie gelukkig dat ek nie dood is of erger nie, of verlam is en goed is nie. Toe maar baie vinnig, binne 3 maande weer op 'n bike en net weer aangegaan. En toe in 2005, toe slaan die groot ongeluk my. Ek en 'n pel van my beertjie was op pad Port Elizabeth toe. En toe slaan ek 'n teerpaal net buitekant Niemandsdorp. Livingston Hospitaal geëindig. Ek het 21 bene gebreek in totaal. My skouers, albei my skouers in 3 plekke op albei van hulle is uit hulle. My wings agter was gebreek, my ribbekas gebreek, arms gebreek, bene gebreek, en my knie gebreek, tone gebreek, vingers gebreek, altesaam. In Livingston Hospitaal gelê, dit was ek weet niks van hierdie goed, ek is al hierdie goed vertel, maar daar het ek basies besig om dood te gaan. Dok, my groot chom hulle het 'n Hyundai stasie waar gevat, hulle het die seats uitgehaal. Hulle het 'n backboard en 'n spider harness en bedblocks en goed geleen hier by die George Hospitaal. En hulle het letterlik my gaan oorlede Vespa, Shaw van Port Elizabeth, hulle het my gaan uithaal uit die hospitaal uit, op 'n harnas vasgestrap op 'n backboard en toe George toe gebring. Hierso in George Hospitaal het ek vir die eerste keer ordentlike hulp gekry, maar ek was seker 'n goeie, seker 3 maande in hierdie hospitaal. Ek het daar uit met 'n rolstoel uitgegaan en nog 'n paar maande by die huis. So dit was 'n lelike ene. Ek het baie seer gekry daar. My destydse vrou, bless her soul, dankie Nicola, het die goed wat sy moes doen, jy weet, sy moes alles doen. So ek het vir haar daar beloof, nooit weer sal ek ooit op 'n bike klim nie. Dit was 2005. Vir haar gesê, nooit ooit weer, ek gee my woord, sal ek ooit weer op 'n bike klim nie. Opgestaan daar, eventually stadig maar weer aan die gang gekom, my woord gehou, en in 2007, begin 2007, toe sê Nicola vir my een oggend, toe sê sy vir my, ek weet jy het my beloof, en ek weet jy's 'n man van jou woord, maar ek gee jou nou toestemming om jou woord te verbreek, want jy is hier dieselfde man as wat ek getrou het. En toe sê ek, okay, ek gaan adventure bike koop. Ek gaan 'n
ek gaan nie jaag nie, ek gaan adventure bike koop, adventure bike kry. En toe koop ek 2007 990 KTM. En ja. Hey Marius, iets hard. Andrei. En maar toe begin ek die manne te jaag in die pas van die KTM op die superbikes. En toe sê Dok vir my, hy sê vir my, Boeta, jy jou kop kan, maar daai bike kan nie. En toe 2008 toe koop ek 'n Fireblade, weer 'n nuwe Fireblade, rooie, en ja, en toe het ek weer flat out aan die gang op die superbikes. Is dit die Fireblade wat jy daai mooi foto van het wat ek nou so wys aangeneem het, net voordat jy hom amper afskryf? Wel, hy is afgeskryf. Maar ek het hom op 'n baan afgeskryf, want toe het ek nou slimmer geraak. Ek het nou geleer, ek ry op 'n baan vinnig en ons ry rustiger op die pad. So en toe ek ja, daar was ek ook 'n groot ongeluk gehad, maar op die baan is dit maklik. Jy sal nie sê maklik nie, maar jy staan op en jy stof jouself af en jy loop 'n bietjie skeef vir 2 dae, want dit is bietjie seer, maar dan is jy fyn. So en 2019, toe ek 4 S1000 BMW's gery in 'n ry, en my laaste een was 2017 gekoop. En toe in 2019, toe het ek net een oggend opgestaan, toe sê ek vir wie wat, ek het nog nie in 2 maande my bike gevat nie. Ek het nog nie hom gestart nie, ek het nog nie gaan ry nie, ek het as iets missing. Ek het iets verloor. En ja, en dit is waar en toe swaai ek oor adventure toe koop ek my 2019 1250. En ja, daar het my lewe verander, want ewe skielik toe begin ek nou dinge sien en in die natuur ingaan en plekke ry en kom waar so min mense kom. En ja, ek is so bly ek het dit gedoen en vandag is dit leef ek saam met haar hierdie passie uit. En ons ontmoet incredible vriende en mense. En jy kom by plekke waar, soos ek sê, baie min mense kom, net met 4x4's partykeer kan kom. So ja. Dis glad hierdie superbike. Nee, ek het gedog ek sou die supermark meer gemis het. Ek het regtig so gedog. Ek het altyd gedink as ek geld het, gaan ek weer vir my 'n superbike kry. Ek het intussen weer 'n geldjie daarom gehad, maar nog nooit wie is ge-worry om 'n superbike te koop. Okay, die saamry is mos maar altyd vir 'n man lekker, né? En dan vir 'n vrou wat nie jou eie bike het nie, is dit aanvaarbaar, want jy het jou eie fiets. Kom ons raak dit vandag dan. Hoe voel jy oor wanneer pillen jy, wanneer ry jy op jou eie? Ek gaan vir jou eerlikwaar sê, ek dink ek hou meer van om saam te pillen. Ek is minder, want ek is maar nog 'n newbie in dit. Ek het 'n vriendin, Amanda, wat uit en uit sy weier om te pillen, want sy het gesê vandat sy self begin ry het, sal sy nooit weer pillen nie, en ek het baie respek vir dit. Sy ry Baviaans en Hel en al daai plekke, maar ek is nie 'n adrenaline junkie soos van die vrouens wat weet heeltemal alleen ry nie. Ek geniet dit baie om self te ry, definitief. En ek moet sê, ek dink ek geniet grondpaaie meer as teer, veral as ek self ry. Maar ek op die ou end, ja, ek staan net in die oggend op, as ons nou op 'n Sondag gaan ry, dan sê ek, trek ek die bike uit, trek ek hom nie, en sê ek, ja, trek hom uit, of nee, ek gaan nie vandag, of wat ook al. So, maar ja, albei is baie lekker, maar ek sou sê, vir veiligheidsondhalwe, ek het nou 1 of 2 keer net omgeval, en ribbetjies al seer gemaak, voordat ek maar eintlik nog leer. Maar ja, ek geniet my bike en ek sal haar nie verkoop nie. Sy bly in die garage en wanneer ek lus het om te ry, soos vandag is 'n groot dag vir my, het 'n bietjie 'n setback gehad en seer ribbes nog steeds, maar ek gaan weer op my eysterperk klim vandag en ek wil definitief meer ry. En Amanda boost my elke ander dag om meer te ry en I will get there eventually. Ja. Ek dink van my kant af is daar niks mooier as sy op haar bike is.
Ja. Ek love dit. 'n vrou wat haar eie bike ry is awesome. Maar ek ry nie lekker op daai dag nie. Ja, hy ontspan nie. Want ek is meer in my triespeeltjies. Ek is meer besig om te kyk is sy okay, is sy alright. So ek geniet dit meer dat sy agter op my bike is. Maar ek sal haar nooit weerhou of stop af van om self te ry nie en so dit is baie belangrik vir haar en soos ek sê, dis 'n double-edged sword. Ek love it en ek like it niks. So ja. Mens kan trots wees op 'n vrou wat self op 'n bike klim. Ek het net vanoggend vir my meisiekind gesê, motorfiets is nie 'n natuurlike plek vir 'n vrou nie. En ek het dit vanoggend gesien toe 'n man en sy vrou uittrek by ons. Die vrou is stokstyf. Ja. Dis nie 'n natuurlike plek nie. Ons maak klim op en is net. Ja. Ja, balls of the walls, baby. So, ja. maar ja, ek het nou al saam met jou baie gery en al. Ek moet sê, ek dink jy ry baie goed. Dankie. Ek weet jy is nie meer agter, maar dis maar net iets om wat jy moet oorkom. Maar jy ry goed en ek kan nie weet van enige foute nie, maar vir 'n vrou wat nou wil begin baie ry, waar begin hulle? Ek gaan eerlikwaar sê, ek dink ek het 'n paar foute gemaak in die begin, want ek moes net reguit na 'n F800 toe gegaan het. Ek het klein begin, want ek kon nie vinnig ry nie en so, en ek moet sê, die 310 was in my opinie 'n groot fout, maar dit het my so klein bietjie met die confidence gehelp. Die lekkerste fiets wat ek gehad het, was die Dakar, maar hy was hopeloos te hoog vir my. Maar ek sou sê F800, ook afhangende van hoe lank jy is. Maar jy kan die sitplek stel in factories, ek weet nie presies hoe daai goeders werk nie, maar die F800 dink ek is 'n baie goeie plek, baie goeie fiets om mee te begin, in my opinie. En ek love my fiets. Ek kan 1250 ry. Sy het al 'n paar keer my bike gery, 1250. Maar ek sal nie hom op die grondpad vat nie. Ek sal net kanteer ry op hom, dink ek. Maar ja, goeie plek om te begin, sê ek, sê die 800. En dan Jacques, ja. Vertel ons net so vinnig, nee, van op die off-road nou, van oorfokoomblik. Iets waar jy kan dink, nie die ene waar jy ribbes gebruik. Dis 'n hoepsie. Nee, daar's baie sulke as 'n mens druk. Jy weet, as Esard wat verby jou gejaag kom deur 'n modderbad en modder oor jou nuwe baadjie, dis 'n oorfok oomblik. Maar ja, daar is maar jy weet, die ouens wil mekaar 'n bietjie druk in die draaie in en dan jy weet maar dit laat jou leef. Dit is daai goed wat jy daai aand oor cheers en wat jy oor lag en so ja, ou moet maar ou leer baie, maar soos ek sê die feit laat ek op scramblers groot geword het, dit my baie beter gemaak op die pad. Ja. En so nou dat ek scrambler en padbike vir baie lank in my lewe ry. Jy weet daai albei daai, want dis verskillende rystyle completely. So as jy daai klas van dinge agtergrond het en goed is, dan maak dit 'n groot verskil op die einde van die dag. So ja, ek hoor jou. Ek sê altyd daar's 3 draaie of oomblikke in 'n bike se lewe. Dis daai oeps, daai oorfok en dan daai oop-woord. Nou vir die P-woord is daar nie 'n regte oplossing nie. Dit is maar letterlik daar waar die talent uithardloop. Dis waar die talent uithardloop. So ja, dis ek van 'n sypaadjie af. ja. Net so. Maar ja, kyk as jy mense so vinnig in 'n draai ingaan hè. Laat my dink aan 'n storie. Ek het nog nie eers my fiets gehad nie. Dis nou Reinerson gewees. Nou ry ek die eerste keer met hom en ek koggel vir Esar al die hele week van 'n geval binne in sy moer uit. Toe ry ons daar verby Duitselsdorp en die Afrikaans as op Pinkbrug en ons almal staan daar en keer vinnig op en ek op die bike en ek steek op. Esar natuurlik agterna, was te veel stof, ek kan nie verbykom nie. Maar as ry 160, 170. Ek sien nie die draai nie, ek sien niks nie. En ek besef hier's 'n draai hiervoor. En ek besef dat die draai nie net nie, hy maak toe. En was in 5de, ek so 4de en ek is nog gehoor is in 3de en daai draai is op my en split sekonde bylek of gaan ek deur die draai. Deur af 3de toe tappie
drink 2 keer my gat kom uit en ek steek hom en ek maak my oor toe en ek weet wat maak as ek deur die draai. Sure. Richard sien dit. Richard sê toe, hy sien ek breek 'n derde keer te weet hy is 'n groot. Hy moet nou stop. Hy is deur. Ek dink François sien ek al is agter hom gewees. Hy is deur en een van ons ander vriende wat ek is nou dan nie maar los hoor. Hy maar so baie val seker 3 meter onder die grond en hy wag ons daar. Eventueel het hulle die manne uit. Baie niks skade op nie. Is 'n klipplaas trip geweest? Nee, ons was op pad van Wysdorp toe dink ek as ek reg onthou. Of Zandrivier toe, een van die twee. Maar hulle al daai baie kant te bakkie. My man klim op sy fiets, of iemand ry sy fiets tot by die keerpad. Hy klim op sy bakkie en ry huis toe met daai fiets. Geen skade nie, maar die man se rus is toe gebring. Sê net jou vang af. Waar kom jou bynaam vandaan? Kan jy dit nie sien nie? Ek wou dit nie self sien nie. Ek het valskerm gespring baie jare in Mosselbaai skydiving en ek het op 'n stadium het ek so groen en oranje parachute gehad, canopy. En ons vrouens het altyd voor die skydive klap gesit op die gras en hard op die tentjies daar rond. En die eendag sê ek besig om in te kom, om te kom land. En ons het nou reg voor hulle geland en goeders en die een klein dogtertjie het so opgestaan en sy het so opgewys so en sy sê Shrek. En en toe hak hy daar vas en ja, en hy sê Shrek of Shrekkie en partykeer ken ek eers my eie naam as mense met my praat is. Ek moet eerlik wees. Ek het seker eers 2 maande na geleer ken die regte naam. Wat 'n lang dag. Maar anyway, alright julle. Ek dink ons het lekker geselsie gehad. Dankie julle dat julle my op die program gejoin het. Welcome in the swamp en dankie dat jy gekom het.